Nou, hoe meer ons rondom ons kyk en hoe meer die eindtyd gebeure in plek val, hoe meer voel dit partykeer vir ons asof die wêreld uitmekaar uitval. Dit voel net asof die Here nie in beheer is nie, want hoekom gebeur al die goed? Hoekom loop alles verkeerd? Ons sien al die goed wat rondom ons gebeur en ons verstaan nie hoekom dit gebeur nie en partykeer in ons menslikheid, want ons sien nie die hele prentjie nie, voel dit vir ons asof die Here nie in beheer is nie. Maar vanoggend wil ek vir u sê, God is in beheer. Nou ek praat nie sommer oor geduld nie, want daar word beweer dat ek nie baie geduldig is nie. En dit pla my geweldig baie, want ek probeer om toe te laat dat Jesus se karakter in en deur my werk. En daarom het ek bietjie gaan navorsing doen rondom die woord geduld en wat dit beteken. En het ek agtergekom dat ons geduld baie keer verwar met verdraagsaamheid. Ons is baie keer as gevolg van verskillende persoonlikhede wat bots, is ons baie keer onverdraagsaam teenoor mekaar en verwar ons baie keer ondraagsaamheid met ongeduld. En daarom wil ek jou vanoggend baie mooi luister, want ek dink dat vir my baie bevryding gekom die week rondom dit, en ek glo daar gaan vir u ook kom. Paulus sê wel dat ons mekaar moet verdra in liefde, en op 'n ander geleentheid sê hy weer, verdra mekaar en vergewe mekaar. So die opdrag van verdraagsaamheid is baie groot, en in die wêreld waar ons lewe, die Bybel sê in die laaste dae sal mense liefhebbers wees van self, sien ons dan ook dat al hoe meer mense op aarde al hoe meer onverdraagsaam raak teenoor mekaar. En ek dink dit gaan 'n groot faktor wees in die eindtyd. En die openbaring van die anti-kris gaan onverdraagsaamheid 'n baie groot rol speel. Nou, ek gaan nie vanoggend praat oor onverdraagsaamheid nie. Ek sal op 'n later geleentheid, want ons moet ook gaan kyk wat is die wortel van onverdraagsaamheid en wat word veroorsaak daardeur en die gevolge en so. Daaroor gaan ek nie vanoggend met u praat nie, maar al wat ek vanoggend vir u wil begin deur te sê is dat ek is van mening dat ons baie keer geduld en verdraagsaamheid verwar. En dat ons baie keer vir iemand sê of dink dat daai persoon is ongeduldig, maar eintlik is die persoon net onverdraagsaam teenoor 'n ander persoon. Nou kom ons lees Jakobus hoofstuk 5. Ons gaan 'n paar versies daar saam lees. Jakobus 5 vers 7. Hy sê, wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat hy die vroeë en die laat reën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees. Dink jy hy probeer vir ons iets sê hierso van geduld? Die derde keer sê hy, julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Moenie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Neem as voorbeeld van lyding my broers en van die geduld van die profete wat in die naam van die Here gespreek het. Kyk, ons reken hulle geluksalig wat verdra. Julle het gehoor van die lydsaamheid van Job en julle het die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelee en ontferming is. Maar bo dit alles, my broers, moenie sweer nie by die hemel nie, ook nie by die aarde nie, en ook geen ander eet nie, maar laat julle ja wees en julle nee, sodat julle nie onder die oordeel val nie. Baie duidelik in die gedeelte kom Jakobus. Nou, as ons praat van Jakobus, die brief Jakobus wat geskryf is, of die apostel Jakobus, moet ons net altyd 'n gedagte hou, dat dit was Jesus se broer. Hallo? Jakobus was Jesus se broer. Ons kan nie sê bloedbroer nie, maar hulle het dieselfde ma gehad, as jy nou verstaan wat ek sê. Jesus is uit die Heilige Gees gebore, Jakobus is uit die vlees gebore, maar hulle was broers in dieselfde huis. So Jakobus het sekere insig gehad in Jesus se lewe, wat die disippels nie gehad het nie. Hy het saam met hom groot geword. Hy het hom 33 jaar geken, op die einde van die dag was sy disippels om net 3 jaar, party bietjie minder geken het. So hy sê vir ons 'n klomp hier goed wat ek regtig aandag aan gee, en daarom is Jakobus ook vir my 'n baie belangrike boek. Maar ek wil hê met vanoggend eerstens saam met my kyk na die definisie van geduld.
Hy praat 'n paar keer, hy sê, julle moet geduldig wees, julle moet geduldig wees, julle moet geduldig wees. Wat beteken die woord? Nou, geduld, definisie. Bear your afflictions without murmuring and your injuries without revenge. Dis wat geduld beteken. In die meeste gevalle waar daar van geduld gepraat word, is dit die definisie. To bear your afflictions without murmuring. Daarom sê hy in vers 9, moenie teenoor mekaar sug nie. Bear your afflictions without murmuring and your injuries without revenge. Dan sê Matthew Henry, nou julle wat al 'n bietjie Bybelkommentare gelees het, Matthew Henry is een van die mees gerespekteerde teoloë wat ons wêreld ooit na Paulus opgelewer het, en hy word in alle kerke aanvaar as 'n gesag op die gebied. En hy sê die volgende: Christian patience is not a mere yielding to necessity, but it is a humble acquiescence. Ek het nie deel spreek met daai woord uit. Ons het hom net probeer. Maar dit beteken in elk geval the acceptance of something without protest. It's not a mere yielding to necessity, but it is a humble acceptance of something without protest in the wisdom and will of God with the eye to the future glorious recompense. So ek wil volgens jy moet u sien hier dat geduld het te doen met die lyding wat ons ervaar omdat ons kinders van die Here is in hierdie wêreld. Die geduld waarvan hier gepraat word is nie die geduld wat ons oor die algemeen dan verwar met verdraagsaamheid nie. Maar dit is om sonder om te protesteer, sonder om jouself te probeer verdedig en sonder om weg te skram van die verdrukking wat jy ervaar omdat jy 'n kind van die Here is, om daarmee te wag totdat die Here homself openbaar of tot die Here weer sal kom. En dis Bybelse geduld. So, as ons nou gaan lees in Jakobus 5 vers 7, dan sê hy, wees dan geduldig broeders tot op die wederkoms van die Here. Bear your affliction without murmuring and your injuries without revenge. It's not a mere yielding to necessity, but a humble acceptance of something without protest in the wisdom and will of God with the eye to the future glorious recompense. So dit gee 'n heeltemal 'n ander betekenis. Want as ons praat van geduld, dink ons gewoonlik aan iemand wat net passief kan sit en wag. Dis vir ons geduld. As iemand net 'n bietjie vinniger geaardheid het, of taakgeoriënteerd is, of tydsensitief is. Dis 'n mooi woord wat ek hierdie week uitgedink het. Ek is tydsensitief. Ek hou daarvan as goed op tyd gebeur, moet my nie laat wag nie, ek hou nie daarvan nie. Maar daar's mense, het jy agtergekom, daar's mense, hulle het nie 'n saak met tyd nie. As dit vandag gebeur dit môre nie, daar's nog 'n dag daarna. Nou ja, ek moet leer om met sulke mense verdraagsaam te wees. Maar die ander kant van die muntstuk is ook waar. Dat jy vanoggend hier sit en jy een van daai relaxed, laid-back persoonlikhede, moet jy ons wat 'n vinniger persoonlikheid het, moet jy ook vanoggend verdra. Die muntstuk gaan al twee kante toe. Maar dis verdraagsaamheid, dis nie geduld nie. Dit het niks met geduld eintlik te doen nie. Nou kom ons vanoggend by die vraag van geduld. Hoe kan ek geduldig wees? Hoekom kan ek geduldig wees? Hoekom gee Jakobus hierdie opdrag? Nou in die eerste plek, ek kan geduldig wees want die Here is in beheer. Ek kan vanoggend my afflictions bear without murmuring and my injuries without revenge, want die Here is in beheer. Nou hoe meer ons rondom ons kyk en hoe meer die eindtyd gebeure in plek val, hoe meer voel dit baie keer vir ons asof die wêreld uitmekaar uitval. Dit voel net asof die Here nie in beheer is nie, want hoekom gebeur al die goed? Hoekom loop alles verkeerd? Ons sien al die goed wat rondom ons gebeur en ons verstaan nie hoekom dit gebeur nie, en baie keer in ons menslikheid, want ons sien nie die hele prentjie nie, voel dit vir ons asof die Here nie in beheer is nie. Maar vanoggend wil ek vir u sê, God is in beheer.
Don Moon het 'n liedjie jare terug gesing, gesê, God is in control, of weet ek hom al gesing, God is in control. Ek het daai liedjie so baie geluister, net na my bekering. Dis nou in 1996 vir julle wat nou nie weet nie. Het ek daai liedjie soveel keer geluister, God is in control. Die Here is in beheer, en partykeer het ek nodig het om vir myself te sê, partykeer het ek dit nodig om vir my omstandighede te sê, partykeer het ek dit nodig om net in die atmosfeer te sê, net te verklaar, my koning Jesus is in beheer. En omdat hy in beheer is, kan ek geduldig wees. Hy sê hierso in vers 8, julle moet geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Dit beteken, die tye van die wêreld is in die hand van die Here. Niks kan gebeur, kerk van die Here, niks kan gebeur as dit nie binne die Here se tydsraamwerk is nie. Ons sien al hierdie gebeure, en as jy nou net bietjie Israel se geskiedenis gaan kyk, die aflope van 1948, 46 af, tot nou toe, dan sien jy dat elke ding het presies gebeur op die oomblik, op die dag, op die tyd wat die Here daarvoor beplan het. Hoekom? Want die tye van die wêreld is in die hand van die Here. En ek kan volgende daaraan vashou, want ek weet ook vanoggend, die tye van my lewe is in die hand van die Here. Ek kan vanoggend die Here vertrou, en ek kan vanoggend geduldig wees, op grond van ons definisie, kan ek vanoggend geduldig wees, want God is in beheer. Jy glo my nie, sê dit vir die persoon langs jou. God is in beheer. Hy sê, want die koninkryk behoort aan die Here, hy heers oor die nasies. Ek kry so lag as ek al hierdie goed op die televisie sien van al hierdie wêreldleiers wat nou dit en dat nie ander dan ding. Dan besef ek, weet jy, eintlik is julle maar net pionne in die hand van die Here, want die Bybel sê die koning se hart is in die hand van die Here. Maak nie saak wie jy is, of jy die Here dien of jy nie die Here dien nie. God is in beheer van die eindtyd gebeure. God is in beheer van wat gebeur in die kerk. God is in beheer van my en jou lewe. Hy is in beheer. Psalm 66 vers 7, hy heers vir ewig deur sy mag. Sy oë hou wag oor die nasies. Laat die wederstrewiges hulle self nie verhef nie. Hoekom nie? Want God is in beheer. Nie hulle nie. Nie die wêreldheersers van hierdie era nie. Nee, Jesus is in beheer. En luister baie mooi. As ons rondom ons kyk, as ons sintuiglik daarna kyk, dan lyk dit nie so nie. Ons kyk na die ekonomie, ons kyk na die politiek, ons kyk na die wêreld, ons kyk na oral wat gebeur. Ek bedoel, as oral net 'n bietjie chaos in vandag se tyd. En dan moet ek en jy kan opstaan as kinders van die Here en sê, my God is in beheer. My God is in beheer. En ek kan vanoggend geduldig wees, want my God is in beheer. Die Bybel sê vir ons in Matteus 10 vers 29, dit is so 'n mooi gedeelte. Hy sê, word 2 mossies nie vir 'n stywer verkoop nie, en nie een van hulle val op die aarde sonder julle Vader nie. Het jy al 'n swerm mossies gesien? Daar's duisende van die goed. En die Bybel sê nie een van hulle op die aarde val op die grond sonder dat die Here nie daarvan weet nie. Hoekom nie? Want hy is in beheer. Hy is in beheer. En dan sê die Bybel vir ons, Lukas 12 vers 7 nog dieselfde gedeelte, maar selfs die hare van julle hoof is getel. Wees dan nie bevrees nie, julle is baie meer werd as baie mossies. Julle is baie meer werd as baie mossies. En as die Here hulle getalle weet, elke enetjie wat op die grond val, as hy van hulle weet, hoeveel te meer van jou, en hoeveel te meer as hy nog steeds die hare op ons hoof tel. Kerk van die Here, ek sien dit al hoe meer, die goedheid en die liefde van die Here in sy woord. Maar as 'n preek vir 'n ander dag. Ek kan geduldig wees, want die Here is in beheer. En ons moet baie versigtig wees. Daar's geweldige krag wanneer 2 mense oor 'n saak saamstem. So ons moet baie versigtig wees as die wêreld sê, God is nie in beheer nie, om nie saam met hulle te stem nie. Want as 2 oor 'n saak saamstem, so sal dit wees. Nee, ek en jy moet vanoggend hande vat in die geloof, en ons moet verklaar as kinders van die Here, ons God is in beheer. Hy is in beheer. Hy is in beheer van my huwelik, hy is in beheer van my finansies, hy is in beheer van my gesondheid, hy is in beheer van my liggaam, hy is in beheer van my bediening, hy is in beheer van die gemeente, hy is in beheer van die wêreld, hy is in beheer van, kom aan kerk, hy is in beheer. En wat gebeur in my hart as ek dit verklaar? Daar staan geloof op. En dit help my met geduld. Nommer 2, ek kan geduldig wees, want geduld hou die belofte van beloning in. Geduld, dis my so wonderlik as die Here vir ons 'n opdrag gee, hy altyd vir ons 'n beloning bygee. Is dit nie, het jy opgemerk? Elke keer as die Here vir ons 'n opdrag gee, eer jou vader en jou moeder, sodat jy 'n lang lewe kan hê. Daar's altyd 'n belofte of 'n beloning by. Nou in ons geleesde gedeelte in Jakobus hoofstuk 5 vers 7 sê, wees dan geduldig broeder tot op die wederkoms van die Here.
Kyk, die landbouer wag op die kosbare vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat die vroeë en die lae reën ontvang het. Hy praat hier van 'n boer wat plant en dan met geduld wag dat dit opkom uit die aarde uit, sodat hy 'n oes op die einde van die dag kan afhaal, sodat hy die loon daarvan kan ervaar. Die Bybel sê vir ons uitdruklik dat geduld het tot gevolg 'n beloning. In elke area van ons lewens het geduld die belofte van 'n beloning. Ons lees in Hebreërs hoofstuk 6 vers 15. Hebreërs 6 vers 15. En so het hy die belofte verkry nadat hy geduldig gewag het. Nadat hy geduldig gewag het. He bore his afflictions without murmuring and his injuries without revenge. En hy het 'n beloning ontvang. Hy het 'n beloning van die Here ontvang omdat hy geduldig gewag het. Hebreërs 11 vers 6. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en dat hy 'n beloner is. Dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Ons het groot geword, baie keer het ons groot geword in kerk om te sê, weet jy, die Here skuld jou niks. Nou in konsep van genade is dit waar. Maar die Here wil ons beloon. Hy wil ons beloon. En daarom sê hy wil ons met baie vrug dra sodat hy ons kan beloon. Nou ek gaan op 'n stadium seker in volgende jaar wil ek 'n reeks aankoop weer van Bruce Wilkinson wat ons nou gedoen het, wat hy praat van die loon wat ons ontvang. Ek dreig al 'n paar jaar om daaroor te preek, want dit is so belangrik dat ek hier sal besef dat die Here gee vir ons loon. Die Bybel sê as die Here kom, sy loon is by hom. Die Here wil ons beloon vir ons goeie werke. Ons doen nie goeie werke sodat ons gered kan word nie. Ons doen goeie werke omdat ons gered is, maar daar is 'n loon. En ek weet nie van jou nie, maar loon motiveer mense. Hoekom gaan jy werk toe? Want jy word beloon. As jy nie beloon word, as jy nie salaris gekry het nie, sou jy nie gaan werk het nie. Hoekom sou jy gaan werk het? Daar's mos nie 'n loon op dit nie. Nou die Here sê ook, ek en jy werk nie vir hom verniet nie. Hy beloon ons. Op sy manier, sy tyd. Ek wil nie daarop ingaan nie, maar daar is 'n loon. Daar's 'n beloning wat die Here vir ons as sy kinders gee. En ons moet dit nie miskyk nie. Want geduld hou die belofte van beloning in. En dis 'n motivering vir my en jou as kinders van die Here. Is jy nog met my? OK. So ek kan geduldig wees want dit hou die belofte van beloning in. Nommer 3, ek kan geduldig wees want geduld gee my toegang tot God se plan. Dit gee my toegang, geduld gee my. Dis so wonderlik vir my om te sien dat die opdragte van die Here is altyd tot my voordeel. As Jakobus hier kom in Jakobus en hy sê vir ons wees geduldig, dan gee daardie aksie wat ek uitvoer in afhanklikheid van die Here, gee my nie net 'n beloning nie, maar dit gee my toegang tot God se plan. As jy weer partykeer wonder is, hoekom openbaar die Here sy plan nie aan my nie? Hoekom loop ek of wandel ek nie in die plan van die Here nie? Partykeer is dit omdat ons nie die sleutels daarvan in ons lewens toepas nie. Hy sê ek kan geduldig wees want geduld gee my toegang tot God se plan. Kom ons gaan terug na Jakobus hoofstuk 5 toe. Jakobus hoofstuk 5 vers 11. Hy sê kyk ons reken ons geluksalig wat verdra. Julle het gehoor van die lydsaamheid van Job en julle het die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelee en ontferming is. Nou as ons na die verhaal van Job kyk, dan dink ons baie keer dat dit was Job se lewe gewees. Maar Job se ervaring, volgens meeste teoloë, het gestrek oor 9 maande. Hoe lank is 'n vrou swanger vir 'n babatjie? 9 maande. Gee geboorte aan iets nuuts. Weer 'n preek vir 'n ander dag. Maar hy was 9 maande, het hierdie tydperk waar hy dan hierdie ervaring gehad. Dit was net 9 maande van sy lewe en hy het baie oud geword. So dit was net 'n baie klein gedeeltjie van sy lewe, maar die Bybel sê dat die einde van Job was meer geseën as die begin. Die einde van Job was meer geseën as die begin. Dit was die plan van die Here. Want die Here kan alles ten goeie laat meewerk in ons lewens. En die Here gebruik dit wat die vyand probeer het om Job teen hom te laat draai, gebruik die Here om hom uitermate te seën en hom vorentoe te vat en hoër te vat in sy plan wat hy ooit kon gegaan het andersins. En ek wil hom vanoggend weet dat wanneer ek en jy hierdie vertroue op grond van hierdie definisie, as ons geduldig is op grond van daardie definisie, dan tree ons in die plan van die Here vir ons lewens.
Dit gee my toegang tot God se plan vir my lewe. Paulus sê in Filippense hoofstuk 1 vers 6, hy sê, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat die goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Christus Jesus. Ons lees hierdie versie so baie hierdie jaar, het ek hom soveel keer aangehaal, dat die Here wat die goeie werk in ons begin het, die Here is besig met jou kerk, sê vir die persoon langs jou, die Here is besig met jou. Die Here is besig met jou, hy het 'n plan vir jou. Nou, pastor, maar ek sien nie die plan raak nie, dit maak nie saak nie. God is in beheer en hy het 'n plan vir my lewe en hy's besig met daardie plan en ek moet nou net geduldig wees, op grond van my definisie, moet ek net geduldig wees in die proses. Want die oomblik as ek begin murmureer oor dit en kla oor dit, dan stop ek die proses. Maar die Here het 'n plan vir elkeen van ons se lewe. In Psalm 23 vers 18, waarlik Spreuke 23, hy sê, waarlik daar is 'n toekoms en jou hoop sal nie verydel word nie. Die Here is besig in jou huwelik, die Here is besig in jou gesondheid, die Here is besig in jou geestelike lewe, die Here is besig in jou gesondheid, in jou finansies, noem dit vanoggend op in jou besigheid, die Here is besig. Partykeer, ek kom agter, en dis ding waarmee ek nou al baie, eintlik 'n paar jaar besig is, ek dink partykeer bid ons net vir verkeerde goed. Ek sê nie die formule is verkeerd nie. Ek sê ons bid net partykeer vir verkeerde goed. Partykeer moet ek net vir die Here sê, Here, wys my waarmee is U besig? Wys my waarmee is U in my lewe besig? Here, waar trek ek in die plan? Daai tipe van vrae, as wat dit sê, die Here sê, ag Here, verlos my net hiervan, maak hierdie net, laat dit verbygaan, laat dit net weggaan. Dit gaan nie net weggaan nie, want die Here is in 'n proses. Die Here is in 'n proses. In Jeremia 29 vers 11, hy sê, want ek weet, sê die Here, wat 'n gedagtes ek al gaan die hele koester spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle hoopvolle toekoms te gee. Jy is deel van God se plan vir hierdie wêreld. Kan ek net weer sê, jy is deel van God se plan vir hierdie wêreld. Jy is deel van God se oplossing vir hierdie wêreld. Jy is deel van God se hoop vir hierdie wêreld. Hoekom? Want jy is deel van God se plan vir hierdie wêreld. Jy's nie gebore wanneer jy gebore is in hierdie dispensasie net omdat jou ouers bymekaar gekom het nie. Nee, voor die grondlegging van die wêreld het God beplan dat in 2025 gaan ek en jy vanoggend in hierdie kerkgebou sit, ons gaan mekaar in die oë kyk en hierdie woord van die Here hoor. Want hy het 'n plan en jy's deel van daardie plan. Jy's deel van daai plan. Dit maak nie vanoggend saak of jy nou daai babatjie daar agter by Eugene hulle is en of jy nou die oudste persoon in die kerk is of wat na die tyd gaan kyk nie. Die Here het nog steeds 'n plan en jy's nog steeds deel van daardie plan. En dit my vanoggend opgewonde maak. Dit my vanoggend rede gee om op te staan. Dit my vanoggend motiveer om vir die Here te werk, want ek is deel van sy plan. En sy plan sal nooit verander nie. Ek sê sy plan sal nooit verander nie. En ek en jy is deel van daardie plan. Kan ek so 2 amens kry? Baie dankie. Nommer 4. Ek kan geduldig wees want God is getrou. Ek kan geduldig wees want God is getrou. Ek gaan net weer terug na ons definisie. I can bear my afflictions without murmuring and my injuries without revenge. Hoekom? Want God is getrou. Hy sê 1 Korintiërs 10 vers 13, geen versoeking het julle aangegryp behalwe die menslike nie, maar God is getrou. Kom aan. God is getrou, wat hy sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Ek het so rukkie terug het ek op ons midweekdiens ook gepraat oor hierdie onderwerp. En hierdie versie het my so uitgestaan dat die Here sê die oomblik wanneer daar 'n versoeking is die uitkoms ook daar. So wanneer ek voor 'n versoeking staan, moet ek eintlik sê, Here, wys my die uitkoms. Want hy sê saam met gelyketyd, saam met die versoeking sal hy die uitkoms gee. So partykeer moet ek net 'n bietjie rondkyk in hierdie versoeking. Waar is die Here se uitkoms? Ek meen Abraham wil sy seun offer en die Here sê slaan jou oë op en daar staan 'n ram vasgevang. Die uitkoms is klaar daar. Die uitkoms is klaar daar. Profeet
Gaan na die weervrou, want ek het die weervrou gaan jou opdrag gegee, voordat hierdie spruit nog begin opdroog het ek klaar begin werk, ek is besig, want ek het 'n plan, en ek wil hê jy moet deel wees van daardie plan, en ek is getrou en regverdig, en dit wat ek beloof het, sal ek doen. Vertrou my net. Sê, want die Here is getrou. So wanneer daar 'n versoeking is, die Bybel sê, geen versoeking gryp ons aan behalwe menslik nie, maar saam met dit, saam met die versoeking. So eintlik kan ek nooit sê, weet jy, ek kon nie weerstand bied teen hierdie versoeking nie. Want die Here sê, die versoeking en die uitkoms kom saam. Dit gaan net oor waarop op fokus. 1 Tessalonisense hoofstuk 5 vers 24. Hy wat julle geroep het, is getrou, hy sal dit ook doen. Ons het 'n probleem met vertroue in getrouheid, omdat ons mense is, en omdat ons mense val, en mense ons val. Jy kan die beste mens wees, jy gaan ander teleurstel, want jy's 'n mens. Ons kan nie alles vir almal wees nie. So ons groei op in 'n wêreld waar mens nie mense kan vertrou nie. Inteendeel, ons leer ons kinders, onthou, jy kan niemand vertrou nie. Ons leer ons kinders so. Maar, ongelukkig, daai niemand sluit baie keer die Here in. En deur my ervaring met die Here, deur my verhouding met die Here, moet ek leer dat die Here is getrou en ek kan hom vertrou, want hy is getrou. Maar die Here is getrou, 2 Tessalonisense hoofstuk 3 vers 3. Maar die Here is getrou. Hy sal julle versterk en bewaar van die bose. Die Here is getrou. Hy sal, dis 'n baie sterk woord daai. Hy sal. Nie hy kan nie, hy mag nie, nie miskien nie. Hy sê hy sal. So daar's nie omkeer nie. Hy sal julle versterk. Hoekom? Want hy is getrou. Hy sê julle bewaar. Hoekom? Want hy is getrou. Die Here is getrou. 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 9. God is getrou, deur wie hulle geroep is tot die gemeenskap met sy seun Jesus Christus, ons Here. Die Here is getrou. En dan die versie wat ek in die begin aangehaal het vanoggend, waar ek so dankbaar is 2 Timoteus 2 vers 13. As julle ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Ons is ontrou, ons is mense, ons gevalle mense in 'n gevalle wêreld. Maar die Here word nie aan ons standaarde gemeet nie, en hy word nie beïnvloed deur ons ervarings nie. Hy is getrou, hy was getrou, hy bly getrou, en hy sal altyd getrou wees. Die Here is getrou, en daarom kan ek vanoggend geduldig wees. Daarom kan ek vanoggend, ek wil dit weer vir julle lees. I can bear my afflictions without murmuring, and my injuries without revenge. I don't have to yield to necessity, but a humble acceptance of something without protest in the wisdom and will of God. Die Here is vanoggend goed, so ek kan dit vanoggend aanvaar. Die Here is vanoggend goed, daarom kan ek in hom geduldig wees vir die loon wat ek gaan ontvang, vir die uitkoms wat hy gaan gee, vir die deurbraak wat kom. So kom ons som op. Ek kan geduldig wees want God is in beheer. Ek kan geduldig wees want geduld hou die belofte van beloning in. Ek kan geduldig wees want geduld gee my toegang tot God se plan. Ek kan geduldig wees want God is getrou. Ek sluit af. Baie mense voel nutteloos in hierdie wêreld. En baie keer, veral hierdie tyd van die jaar, einde van die jaar, verandering van seisoen, Kersfees wat nader kom, doen mense baie keer self ondersoek. En baie keer voel mense, weet jy, nog 'n jaar is verby, ek het niks bereik nie. Baie mense raak depressief in hierdie tyd, voel die lewe is nie meer die moeite werd nie. Ek wil vanoggend net vir jou sê, wees net geduldig, want God het 'n plan. En jy is deel van daardie plan. Dit moet jou vanoggend rede gee om op te staan, rede om te lewe, rede om die Here te dien, net omdat jy weet, ek is deel van God se plan. Die Here, luister by my, die Here gebruik jou al weet jy dit nie. En miskien moet my gebed net wees, Here, maak my net bewus van waar U my gebruik. In die klein en die groot, maak my net bewus dat U my gebruik en waar U my gebruik. Want jy is deel van God se plan, en sy plan is goed, en sy plan is vir ewig, en jy is deel van daardie plan. Kom ons dank die Here. Vader, dankie vanoggend vir die gawe van geduld. Dankie Here dat ons vanoggend meer duidelikheid kon kry oor wat dit beteken,
En jy help ons Here dat ons nie geduld en verdraagsaamheid omruil, dat ons werklik kan weet wat dit beteken om geduldig te wees in die koninkryk en in die naam en in die liggaam. Maak ons oë oop vir die waarheid, Here. En ons eer U vanoggend daarvoor in Jesus naam. Amen en amen.